Dr. Eugene Kemp. So redelik onlangs is ek en my vrou vat ons die pad en ons bly so 'n bietjie lekker daar in die Lange Berge daar in Robertson se omgewing, maar soos wat die Engelse sê, so 'n bietjie off the grid. So hy sien daar aan die berge en een aand sit en kyk ons na die sterre, daardie sterre wat so helder skyn ons op daardie plekke waar dit amper is soos laaghangende vrugte wat hier uit die ruimte uit laag hang en mens net oorweldig is deur al hierdie sterre. Maar toe ek baie jonger was, kan ek onthou as 'n mens 'n satelliet sien, daai spoor van die satelliet of die bewegende ster amper, dan was dit iets besonders. Maar hier word ons skielik met 'n stortvloed van bewegende sterre ontmoet. En word ek net bewus van hoeveel satelliete is daar in die lug. So lees ek 'n baie interessante artikel van Basie van Salms wat skryf oor hoe die ruimte besig is om amper soos wanneer 'n mens in die middag amper in spitsverkeer is, heeltemal te vol te word van al hierdie satelliete. Elon Musk se Starlink op sy eie het meer as 6000 satelliete in die lug en Amazon se Kuiper-program gaan nou ook nog 'n klomp en is besig om 'n klomp satelliete by te voeg. Nou, 'n mens kan nou daaroor baie sê en dit is so dat dit geweldige voordele inhou in terme van internet en al die tipe van dinge. Maar dit het my tog laat wonder oor 'n klomp goeters, want wat gebeur is hierdie satelliete raak blykbaar met tyd buite aksie en word dan eintlik maar net soos rommel wat daar in 'n wentelbaan rond beweeg en wat botsings kan veroorsaak wat dan nog meer rommel in 'n wentelbaan kan stuur. Nou baie van die rommel verbrand blykbaar soos wat hulle deur die aarde se atmosfeer beweeg en verbrand en gaan heeltemal tot niet. Interessant genoeg, so Desember 2024 het blykbaar 'n deel van so 'n satelliet egter nie heeltemal verbrand nie en amper 500 kg se rommel, ruimterommel of satellietrommel het in Kenia geland. Maar die grootste negativiteit blykbaar volgens Basie van Salms is dat dit beïnvloed, lyk dit my, ruimtelike of sterrenavorsing, want die ruimteteleskope word deur hierdie elektromagnetiese velde en dies meer baie sterk beïnvloed en kan 'n mens nie meer werklik behoorlike navorsing doen nie. Nou, dit het my net sommer laat wonder weer oor moderne tegnologiese wonders en hoe dit eintlik 'n invloed op ons het dat ons daar sekere goeters is wat werklik belangrik is wat verdoof en verblind word. Hierdie konstante, en ek gaan weer die Engelse woord gebruik, om connected te wees, maak dat 'n mens eintlik die belangrikste verbinding met mense, met God, en met dit wat werklik belangrik is, verloor. Dat ons slimmer en slimmer word en al hoe meer weet as gevolg van hierdie voortdurende verbind wees met inligting en nuwe inligting, maak dat ons eintlik baie slimmer word in daardie konteks, maar baie min wysheid het. En dat ons weer moet tot stilstand kom en uitkom by dit wat werklik belangrik is. Afklim van ons fone en media en regtig net weer in absolute eenvoud stil word en weet dat hy God is. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink. Kan vir my skryf by eugenekemp@me.com.